dan na die woord van die Here toe en ons lees vanaand die heel eerste hoofstuk in die Nuwe Testament en dit is dan Matteus 1. Matteus 1 vanaf vers 1 tot 17 gaan ons die gedeelte saam lees. Nou weet ek nie wie van julle het al die Bybel heeltemal deurgelees nie, maar mense het natuurlik voorstel, maar baie keer as 'n mens die Bybel so deurlees van begin tot einde, dan raak van die geslagsregisters raak baie lank. En dan baie keer slaan 'n mens so 'n bietjie van hulle oor, maar as daar nou een geslagsregister is wat 'n mens nie kan oorslaan nie en wat so belangrik is om te lees, dan is dit hierdie een. So dit is Matteus 1. Ons lees vanaf vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak die vader van Jakob, Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron, Hesron die vader van Ram, Ram die vader van Aminadab en Aminadab die vader van Nachson, Nachson die vader van Salmon, Salmon die vader van Boas by Ragab. En Boas die vader van Obed by Rut. Obed die vader van Isai, Isai die vader van koning Dawid, koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. En Salomo die vader van Rehabiam, en Rehabiam die vader van Abia, Abia die vader van Asa, Asa die vader van Josafat, en Josafat die vader van Joram, en Joram die vader van Usia. En Usia die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, Agas die vader van Hiskia, en Hiskia die vader van Manasse, en Manasse die vader van Ammon, Ammon die vader van Josia, en Josia die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jegonia die vader geword van Sealtiel, en Sealtiel was die vader van Zerubbabel, en Zerubbabel die vader van Abiud, en Abiud die vader van Eljakim, en Eljakim die vader van Asor, en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Agim, Agim die vader van Eliud, Eliud die vader van Eleazar, en Eleazar die vader van Matan, en Matan die vader van Jakob, Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte, en van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot by Christus 14 geslagte. So baie bekende name, ons sien die aartsvaders, en as 'n mens so deurlees, dan sien jy die konings, en dan dink 'n mens ook wat gebeur het. Ek dink aan Manasse, waar die omdraai nie meer daar was nie, omdat Manasse so teen die Here gesondig het, en nog steeds die jong koning Josia, wat die Here gedien het, en dan die ballingskap, en dan lees mens van Sealtiel en Zerubbabel, wat as priesters opgetree het, en soveel geskiedenis in hierdie klein stukkie, wat 'n mens van lees, en dit alles wat natuurlik net handel oor die Here Jesus Christus. Maar voordat ons verder daaroor gesels, kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom sê vir U dankie vir dit wat ons nou kon gelees het. Here, as ons dink aan so 'n kort gedeeltetjie, 17 verse, Here, maar hoeveel geskiedenis, hoeveel verhale, hoeveel geloof, hoeveel vermaanings, hoeveel verskillende gebeurtenisse in hierdie kort tydjie, daardie name wat genoem word, Here, en die paaie wat U met hulle gestap het, dit wat gebeur het, en deur dit alles, Here, om uit te kom op deur hierdie geslagte, die Here Jesus Christus, Here, U wat aarde toe gekom het, mens geword het, vir ons aan 'n kruis gesterf het, en wat opgestaan het uit die dode, Here, en in U het ons oorwinning, en omdat dit gebeur het, kan ons vanaand sê, ons Verlosser leef. Dankie, Here. Dankie dat ons daardeur ook 'n lewende verhouding
met U kan hê. Here, dat ons naby aan U kan kom, dat ons U kan leer ken, en dat U ons harte verander, dat ons meer en meer soos U kan wees. Here, ons sê dankie vir hierdie verhouding wat ons kan hê. Here, en bid ons weer vir die redding van kosbare siele. Here, hoeveel mense dink hulle ken U? Dan dink ek in daai harde woorde wat ons in die Bybel lees, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Here, mense wat nie 'n lewende verhouding met U het nie, en daarom bid ons. Ons bid dat U siele uit genade sal red. Here, dat U mense wat in kerkbanke sit en U nie ken nie, dat U hulle siele uit genade sal red. Here, ook die mense op straat wat loop, geen heenkome het nie, Here, wat U nie ken nie, dat U siele uit genade sal red. En gebruik ons, Here. Stuur mense oor ons pad, om ons lewens te aanskou, om ons woorde te hoor, en geef ons die vrymoedigheid. Here, ek dink aan Paulus, wat gesê het, bid vir ons, vir vrymoedigheid, om die evangelie te deel. Here, dat U vir ons die woorde sal gee, dat U vir ons die vrymoedigheid sal gee, om met mense oor U, en U saak te praat. Here, die krag van die evangelie, sal nooit weggaan. Here, ons is in 'n verloregaande wêreld, wat die evangelie so nodig het. En ons bid, Here, dat die evangelie vanuit hierdie gemeente, vanuit hierdie deure, dat dit sal uitgaan. Elke woord, elke traktaatjie, elke challenge koerantjie, Here, dat U dit kragtig sal gebruik. En ons sê dankie, Here. Dankie dat ons hiervoor kan bid. En so bid ons ook, Here, vir ons as gemeente, dat U vir ons nader aan mekaar sal bring, Here, dat U vir ons daardie broederliefde sal gee, wat die Bybel van praat, en dat U ons eensgesind sal maak, Here, om saam te stry vir die evangelie, vir U woord, en dit wat U van ons verwag. Soos daai lied wat ons so dikwels sing, bind us together, Lord, Here, dat U vir ons na aan mekaar sal bring, om U woord te kan uitdra. Ons dankie ook, Here, vir die gebou wat ons het. As ek nou weer gedink het, Here, en gepraat het met mense oor die verlede, waar daar nie kerkgeboue is nie, en mense sukkel, Here, dan sê ons dankie dat U vir ons 'n kerkgebou geskenk het. Here, en saam met dit, U het die behoefte, die begeerte gehoor, Here, dat ons as gemeente 'n pastorie nodig het, Here, waar daar elke maand groot bedrae in huurhuise uitgegee word, Here, en dit elke jaar net opgaan, het ons daardie behoefte, Here, en ons weet, U kan voorsien. Ons weet, U is tot enigiets in staat, Here, en vanaand kom sê ons vir U, Here, ons vertrou U. Stuur vir ons die regte gedagte, of dit nou bou of koop, of hoe ook al dit sy is, stuur dit oor ons pad, Here, maak vir ons deure oop. Ek dink aan die woord wat U sê, U het deure oopgemaak, en niemand kan dit sluit nie. Here, bid ons, dat U so vir ons die deure sal oopmaak, en dat U vir ons sal voorsien. Here, en ons sê dankie, dat ons hierdie dinge na U toe kan bring, dat ons U daarvoor kan vertrou. Here, ons bid ook so vir daardie gebedslys, die sendelinge, die sendingaksies waarvoor ons bid, Here, ook in Turkye, as ons kyk hoe groot islamitiese beweging daar is, Here, hulle het U nodig, en daarom bid ons, Here, dat hulle U stem sal hoor. Here, ons dink baie keer daai lande is geslote, maar hulle het ook, Here, hulle fone, hulle het sosiale media, hulle het al hierdie dinge waardeur U woord kan uitgaan. En U het sendelinge wat daarin beweeg. Here, en bid ons dat U woord lewens sal omkeer, Here, dat U gesinne sal omkeer. En dat U vir Uself, Here, daar in Turkye ook sal verheerlik. En ons sê dankie, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou, maar ook ons eie land, Here. As ons kyk wat hier aangaan, en ons kyk wat gebeur, en met ons regering, en misdaad, en al hierdie dinge, Here, ons eie land het U so nodig. En ons bid, Here, dat U woord sy gang sal gaan, dat mense by U sal uitkom, en dat U ook hier mense by U sal uitbring. Here, ons dink aan die woord wat sê, in die laaste daar sal baie gered word. Daar sal 'n laat reëns kom, en ons bid, Here, dat mense hier gered sal word. Ons het nie verskonings nie, Here. Die woord sê vir ons, dit is U wil. Die woord sê vir ons, mense sal gered word in die laaste dae, Here, en ons bid dat dit sal gebeur. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge vanaand kan bid. Dankie dat ons oë op U kan vestig, ons vertroue op U kan stel, en ook kan sê, spreek, Heer, want U kinders luister. In Jesus se naam, amen. Ons teks van oordenking is Matteus 1 vers 5 en 6. Ek kon eintlik 'n verskeie hoeveelheid tekste gebruik het vir dit, maar ons hou by 5 en 6.
En Salmon was die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai, Isai die vader van koning Dawid, Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. En praat ons dan, as ons die geslagsregister van die Here Jesus lees, en ons let op sekere dinge daarin, dan praat ons oor, kan die Here my gebruik? So ons tema vanaand is 'n vraag, kan die Here my gebruik? Nou het ons vanoggend gekyk na 'n bekende vrou in die woord van die Here, 'n moeder, op Moedersdag, en ons het na Hanna se lewe gekyk. Nou as 'n mens gaan kyk na 'n gedeelte wat die meeste moeders in die woord is, 'n gekonsentreerde gedeelte, waar klomp moeders op een plek in die Bybel is, dan is dit hierdie geslagsregister. Nou ek sê spesifiek hierdie geslagsregister, want dit is nie 'n normale verskynsel nie. Vrouens is gewoonlik nie gelys of genoem in die geslagsregisters nie, maar hier lees ons wel van hulle. En hierdie geslagsregister is definitief belangriker as die res. Mens kan so nou en dan sekerlik een oorslaan as 'n mens so deur die Bybel lees, maar hierdie een het ek vroeër gesê, kan ons nie oorslaan nie, want dit is die geslagsregister van die Here Jesus self. Ons Here, waar hy vandaan kom. Hoe die Here mense gebruik het om sy seun aarde toe te stuur, en hoe die hele geskiedenis sentreer rondom die Here Jesus. As ons dink daaraan Abraham, wat uit Ur van die Galdeërs gestuur is na 'n ander land toe, daar het die Here alreeds geweet wat sy planne is. Hy het alreeds geweet hoe hierdie geslagsregister gaan lyk, en dat die Here Jesus vanuit daardie geslagsregister sal kom. Daarom ook die woorde aan Abraham, jy sal 'n seën vir die hele wêreld wees. So die Here het reeds geweet in so baie geskiedenis in hierdie geslagsregister, maar iets wat ons raak sien, saam met baie ander dinge, is dat die Here mense gebruik. Baie duidelik. En die geslagsregister van die Here Jesus is 'n paar groot name. Ek het vir u gesê, Abraham, Isak, Jakob, die aardsvaders, koning Dawid, die man na die hart van God, Salomo, die wysste man wat nog ooit geleef het, Josia, die jongste koning wat daar ooit was, as ek nou mooi onthou, 8 jaar oud. Maar as ons hier deurgaan, dan sien ons die Here het hulle almal gebruik. En dan sien ons ook onder andere vroue, moeders se name in die geslagsregister. Iets wat buite die norm is, waar dat gewoonlik net die man se name is, omdat die bloedlyn deur die man gedra word. Maar hier vind ons 5 vrouens se name. Ons vind die naam van Tamar, van Ragab, van Rut, van Batseba, of ons lees van haar, alhoewel haar naam nie genoem word nie, en dan uiteindelik Maria. 5 vrouens wat genoem word, moeders in die geslagsregister van die Here Jesus. En nou, ons tema is, kan die Here my gebruik? Ons laaste punt vanoggend, ons het gepraat het oor 'n gebed wat 'n verskil maak. Ons laaste punt was bereidwilligheid. Gebed lei tot bereidwilligheid. Maar nou vra ons, ek is hier, ek is gewillig, kan die Here my gebruik? En iets wat ons raak sien spesifiek in hierdie gedeelte, is die Here kan enige iemand gebruik. 3 van hierdie vrouens wat ons van gelees het, was betrokke by onsedelike dinge. Een van die vrouens was 'n Moabitiese vrou, 'n heiden, wat begin het as 'n afgodedienaar. En dan die laaste een, weet ons natuurlik, Maria, wat buite die eg swanger geraak het, en haar man wat van haar wou skei, maar nou weet ons ook, dit was spesiale omstandighede gewees. Maar as ons hierdie dinge sien, en ons kyk wie die Here gebruik, dis nou net die vrouens, nog nie te praat van die mans wat hier genoem word, soos Dawid nie, maar ons kan sien, die Here kan enige iemand gebruik. En die Here gebruik hierdie 5 vrouens om deel te wees van die belangrikste geslagsregister wat daar nog ooit was. Hoekom? Hoekom doen die Here dit? Hoekom word hierdie 5 vrouens so spesifiek genoem? En die antwoord is baie eenvoudig, want die Here wou homself daardeur verheerlik. Die Here wou wys hoe groot sy genade is, om te wys hy kan gewone mense gebruik om groot dinge vir hom te doen.
So nou doen ek dit weer verkeerd, omdat ek dink ek het met een boodskap gesê, as 'n mens skryf, moet jy mos eintlik die antwoord vir heel aan die einde van die boek los, maar ek begin sommer nou al, en ek sê ja, die Here kan ons gebruik, ons begin met die antwoord. Vroeg in die boodskap, God gebruik sy kinders. Hy kan ons gebruik. Dan het mens baie keer die siening, die Here gebruik net spesiale mense, hy gebruik slim mense, begaafde mense, mense wat geseën is met wonderlike talente, mense wat niks foute of min foute het nie. Hy gebruik hierdie wonderlike kinders van die Here, en ons sit baie keer mense op 'n, ek kan nou nie so gou in die Afrikaanse woord kom nie, op 'n pedestal, sit hulle daar bo en dink aan hierdie mense, Jonathan Edwards, Andrew Murray, Charles Spurgeon, en al hierdie mense wat ons al bo sit en dink, kyk net hierdie wonderlike kinders van die Here. Maar die Here gebruik gewone mense. Daardie name wat ek genoem het, gewone mense. Die 5 vrouens wat ons genoem het, gewone mense, gaan kyk reg deur die woord van God. Moses, 'n man met 'n kortie meer, wat foute gemaak het, iemand doodgeslaan het, 'n man wat sê, maar ek kan nie praat nie, so baie foute, en die Here gebruik hom. Gideon, die kleinste in sy eie familie, die kleinste in sy gesin, hy's bang, hy kruip weg, daar waar hy nie moet wees nie, en hy vra nog vir tekens, Here, wys vir my, en die Here gebruik hom. Dawid, ons het so rukkie terug oor Dawid gepraat, 'n jong seun met 'n slingervel, teen die baasvegter van die Filistyne, wat almal voor bang is met sy spies, soos 'n wewersbalk, en almal is bang, en die Here gebruik daardie jong seun, op daardie stadium, om iets vir hom te beteken. 12 disippels, ek dink ek het hulle ook nou die dag genoem, van eenvoudige vissermanne, tot belastinginsamelaars, en as ons sê, dink aan een van hulle, een wat nou vir my uitstaan, is dit Petrus. Weereens, impulsief, kort van draad. Ons kyk alles wat hy gedoen het, en dan kyk ons aan die einde van sy verhaal, en ons sien die Here het hom kragtig gebruik. Ek dink as 'n mens lees van Petrus in die evangelies, en jy lees die boeke wat hy geskryf het, dan kan 'n mens die twee nie lekker by mekaar bring nie. Hoe kan hy hierdie boeke geskryf het? Maar kyk net, hoe gebruik die Here mense? Nou laas week, of die week voor laas week, toe ek gepreek het, toe praat ons oor ons werk as gemeente. En een van die gedagtes was juis om lid van die liggaam te wees. Ons elkeen het 'n spesifieke, spesiale roeping in die liggaam van Christus. En die Here seën ons met verskillende dinge, ons het daaroor gepraat, maar ons kan iets vir die Here beteken met dit wat ons het. Ons het met ons rentmeesterskap reeks, het ons ook baie daaroor gepraat. Maar dan het ons baie keer verskonings. Ek kan nie, ek is te besig, ek is te jonk, ek is te oud, ek is te bang, iemand anders kan dit beter doen. Ons het baie keer 'n lys verskonings, maar die waarheid is, die Here wil ons gebruik. Die Here wil. Dink aan al daai mense wat verskonings in die woord gehad het, van Moses af tot Jeremia, Gideon. Hoe kragtig het die Here hulle gebruik? 1 Korintiërs 1 vers 27, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Die Here gebruik mense wat bereid is om te doen wat hy vra. Al is hulle swak volgens die wêreld, al is hulle dwaas volgens die wêreld, hy gebruik hulle om 'n groot verskil te maak. En 'n mens sien dit. Gaan lees bietjie van daardie boeke van Gods manne en Gods vroue. Gewone mense wat bereid was. Dis hoekom ons dan vanaand na die geslagsregister van die Here Jesus kyk. Dis hoekom ons fokus op hierdie 5 vrouens in die geslagsregister, die 5 moeders, want daaruit kan ons sien hoe die Here gewone mense wil, kan, sal gebruik, as hulle bereidwillig is. En dit begin by ons heel eerste gedagte vanaand, en dit is iets wat ek eintlik nou al reeds aangeraak is, dit is, God gebruik gewone, feilbare mense. Matteus 1 vers 3, Serag by Tamar vers 5, Boas by Rahab, Rahab en Boas die vader van Obed by Rut vers 6, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. So as ons nou na hierdie geslagsregister kyk, het ons gesien,
Daar is uitstaande name soos Abraham, Dawid, Salomo, hierdie groot name. Dan is daar konings soos Manasse, Hiskia, Josia, maar dan is daar ook gewone, onbekende name in die laaste vers. Het u dit agtergekom? Ons herken die name, en dan na die ballingskap, dan is dit nog Sealtiel en Zerubbabel, maar dan raak dit skielik onbekend. En dan wonder ons, maar waar is hierdie mense heen? Dink aan Jakob, die pa van Josef. En dan Josef self, 'n gewone timmerman, 'n skrynwerker. Gewone mense wat die Here gebruik het. En daai 5 vrouens wat gebruik word, ek gaan net so vinnig iets van elkeen van hulle noem. Tamar, Genesis 38, ek gaan net so die hooftrekke gee. Haar man sterf, sy vermom haarself as 'n, kom ons noem dit maar 'n vrou van die nag. Sy gaan by haar skoonpa in om 'n kind te kry. So kyk net wat doen sy, en tog in die geslagsregister van die Here Jesus. Ons ken die verhaal van Rahab, Joshua 2, sy help die verspieders, sy woon in Jerigo en word in die Bybel Rahab die hoer genoem. So ook nie 'n normale vrou as ek dit so kan noem nie, maar tog in Jesus se geslagsregister. Rut se verhaal, wat 'n eie Bybelboek het, Moabitiese vrou, die Moabiete was afgodedienaars gewees, die Israeliete het neergekyk op hulle, wou niks van hulle weet nie. Ons weet hoe die Jode partykeer oor ander nasies gevoel, maar tog 'n Moabitiese vrou in die geslagsregister van die Here Jesus. Rahab die pa van Boas en Rut die vrou van Boas. Dan Batseba, Dawid se groot sonde. En in 2 Samuel 11 vers 2 en 4, die bewyse dat sy net so skuldig soos Dawid was. Maar sy word die moeder van Salomo, die wysste man wat nog ooit geleef het. En sy is in Jesus se geslagsregister. En dan Maria, 'n doodgewone jong meisie, verloof aan 'n skrynwerker. En sy word die ma van die Here Jesus Christus, die geseënde vrou onder die vroue. So net hierdeur kan ons sien, die verskeidenheid mense wat in Jesus se geslagsregister is. Ja, die Here kon wonderlike, suiwer, koninklike geslagsregister hê, met geen foute nie. Maar die Here doen dit nie so. Hy gebruik gewone, feilbare mense, hy gebruik mense met foute, met sonde, gebroke mense, om die Messias na die wêreld toe te bring. Nou as ons dit in ons terme bring, ek dink ons almal het familie wat ons nie graag oor praat nie, nie graag oor deel nie. Hoe sê hulle baie keer, is soos jou broer in die tronk, wat jy nou nie graag oor praat nie. Ons almal het sulke familie, maar wat vir my so mooi is in hierdie gedeelte is, die Bybel skroom nooit om die waarheid te noem nie. Die geslagsregister van die Here Jesus, en kyk hierdie name wat genoem word. En dit wat ons daaruit kan vat is, weet net, die Here gebruik gewone mense. Ons is sy kinders. Die Here het 'n taak vir ons. En ons het laas, die vorige keer wat ek gepreek het, dit gesien in daai dienswerk van die Here Jesus. Ons is deel van die liggaam van Christus. Ons is lede en elke lid het 'n werk. Efesiërs 4 vers 16. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee. Nou baie keer as mense wil jy onderskei, wil van die mense op hemel en ander weer stilletjies noem. Maar kyk soos met die geslagsregister, almal het 'n doel. Elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Van predikant, kerkraad, ouderlinge, diakens, kinderbediening, sondagskool, die ouer mense, die mense wat bid, die kinders, reg deur. Die Here gebruik elkeen vir sy liggaam se groei. Nie omdat ons perfekte mense is nie, maar ten spyte van ons foute gebruik die Here ons. Al het ons sonde in ons verlede, al het ons baie dinge gedoen. Die Here gebruik ons. En ons het soms verskonings, maar die woord sê in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daar's voorbeelde. Hoeveel Bybelkarakters was nie vol verskonings gewees nie. Ek het nou so vroeër genoem Moses wat sê ek kan nie praat nie, Jeremia wat sê ek is jonk, Gideon wat sê ek is die geringste in my familie. Maar tog het die Here geweet toe hy hulle roep, toe sy stem uitgaan, het hy geweet wie hulle was.
Hy het geweet die verskonings wat hulle gebruik het. Hy het alles geweet. En tog gebruik hy hulle. Die Here se genade oor ons is so groot. Hy wil ons, gewone mense, hy wil ons gebruik. Dink bietjie as al daai mense wat ek genoem het, Jonathan Edwards en Andrew Murray, en mense kan so al deur hierdie lys gaan, wat as hulle gesê het, Here, maar ek is te jonk, en ek is nie slim genoeg nie, en ek is nie begaafd genoeg nie, en hoe sou die geskiedenis nie anders gelyk het? So al wat ons moet doen is, ja, Here, gebruik my. Ons tweede gedagte is die Here herstel en gebruik mense. Joshua 2 vers 11, toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. So as ons praat van die Here herstel, dan is die bedoeling, hy maak heel wat gebroken was. Hy maak weer reg wat stikkend was. En so kan dit verskillende goed beteken vir verskillende mense. Maar die vers wat ons nou gelees het, Joshua 2 vers 11, is waar Rahab besef, maar die Here is die enigste ware God. Sy kom tot daai besef. En dis hoekom sy sê, ons hart het gesmeld. Daar was geen moed oor nie, want die Here, hele God, hy is God. Wat 'n mooi verklaring wat sy hier maak. En ons sien dit hier, ons sien dit in Hebreërs 11, sy die Here aangeneem. Hebreërs 11 vers 31, deur die geloof het Rahab, die hoer, nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Die Here het haar herstel, en hy het haar gebruik. Dit beteken ook, hierdie herstel, dat hy sonde vergewe, dat hy vergifnis bied. Soos in die geval van Dawid en Batseba. Dit word nie in soveel woorde genoem nie, maar in die omstandighede, in die verse rondom en alles wat gebeur, kan ons aanneem, Batseba het vergifnis ontvang. En sy is van haar sonde herstel. Dit kan beteken, hy help mense en hy stel hulle in staat om iets vir hom te doen. Hier is Rut weer 'n voorbeeld. 'n weduwee, maar sy neem die Here aan, sy volg die Here en sy volg haar skoonmoeder, Naomi, en hy herstel haar. Hy seën haar, hy maak haar deel van die Here Jesus se geslagsregister. Nou kan julle dink aan arme Rut, toe sy nou alles verloor, en haar man is oorlede, en dis net sy en Naomi oor, en Naomi gaan na 'n vreemde land toe, en sy sê, Rut, gaan terug. En Rut sê, nee, U God is my God, en waar U gaan, sal ek gaan. Dink julle, sy het enige gedagte gehad, dat waar die Here haar sou lei en gebruik, en dat sy in die geslagsregister van die Messias sou wees? Ek dink definitief nie, sy dit gedink nie, maar die Here herstel. En iets wat die woord en die wêreld vandag verskil, is die wêreld sê, kerke sê, kom soos jy is. God aanvaar jou nes jy is. Maar is dit waar? Nee. Die Here is 'n God wat herstel. Die Here is 'n God wat heel maak wat gebroken is, en dit begin by die dag as iemand sy kind word. Die dag as ons harte vir hom gee, dan sê hy nie, kom soos jy is en jy gaan bly soos jy is nie, dis, kyk, ek maak jou 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Die Here herstel. En hy stel iemand in staat om goeie werke te doen. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, sy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygaan, alles het nuut geword, hy maak my heel, hy red my. Maar dan maak die Here my ook heel, as kind van die Here wat sonde gedoen het. As ek val, ek struikel, ek doen sonde. Ons weet mos, ons as kinders van die Here kan nie volmaak wees nie, ons maak foute. Ons doen nog steeds sonde, alhoewel, soos Paulus sê ons, ek streef daarna, ek wil nie, ek probeer my alles. Maar as ek val, 1 Johannes 1 vers 9, ek seker ons ken hierdie vers al ten harte. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hy vergewe, hy reinig my en hy gebruik my as 'n skoon instrument. Dink aan Jesaja, waar die Here sy lippe aangeraak het met die koolvuur, jou sonde is vergewe, jou skuld is versoen, en dan vra hy, wie kan ek stuur, wie kan vir ons gaan? Die Here maak my skoon om my te gebruik.
En dit beteken ook, die Here kan my foute in sterkpunte verander. Dit beteken ook, die Here kan my kragtig gebruik. 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek tussen my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dit kom natuurlik uit die gedeelte van Paulus se doring in die vlees. My krag word in swakheid volbring. Die Here herstel, en hy stel in staat, sodat hy my kan gebruik. En deur sy genade kan ons dan iets vir hom beteken. Maar dan ons laaste gedagte vanaand, ons derde en laaste gedagte, is hoe die Here mense wil gebruik. Ons hou by Matteus 1 vers 1, die geslagregister van Jesus Christus. As ons fokus op hierdie 5 vrouens, kan ons duidelik sien, in vers 1, hoe die Here hulle gebruik. Hulle was deel van die geslagsregister van Jesus Christus. Hulle was deel van die kanaal wat die Here die enigste middelaar na die aarde toe gestuur het, vir die mense gegee het, dat die ware koning deur hulle gebore kan word. Wat 'n spesiale taak. Deur die geslagsregister uiteindelik by die Here Jesus uit te kom. En nou het ek heel wat genoem oor die eerste 4 vrouens, Tamar, Ragab, Rut en Batseba, maar nou die laaste van hierdie 5 vrouens. Maria, 'n doodgewone jong meisie om die moeder van die Here Jesus Christus te word. Verloof aan 'n skrynwerk. En sy gee geboorte aan die Messias, om vir hom te sorg as 'n babietjie, om vir hom liefde te gee, om hom te leer, om hom te versorg. 'n Uiters spesiale taak. En in Lukas 1 lees ons waar Maria Elisabeth besoek, en dan vind ons die lofsang van Maria. En ek wil hierso net so 'n paar verse lees. Dink nou aan hierdie jong meisie, dink wat die Here vir haar gevra het wat om te doen, en wat sy uiteindelik vir die Here moes beteken, maar hier heel aan die begin lees ons hierdie wonderlike lofsang, en hoor net hierso. Vers 41 en 42, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees, en met 'n groot stem uitgeroep, en gesê, geseënd is jy onder die vroue, geseënd is die vrug van jou skoot. Weereens, gewone jong meisie, en kyk wat word van haar gesê. Dan vers 46, en Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. Sy barmhartigheid is van geslag tot geslag, vir die wat hom vrees. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen, hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart het hy gestrooi, maghebbers het hy van trone afgeruk, en nederig is verhoog, honger is het hy met goeie dinge vervul, ryk is met leehande weggestuur, hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het by omtrent 3 maande gebly en sy het teruggegaan na haar huis toe. Sy was net swanger, en kyk hierdie lofsang om die Here groot te maak. Hierdie meisie wat hy gebruik, kragtig gebruik, om die moeder van die Here Jesus te wees, 'n baie spesiale taak. En ja, Maria was besonders gewees. Maar, die Here het vir elkeen van ons 'n spesiale taak. Die Here het van elkeen van ons iets wat hy deur ons lewens wil doen. En nou wil ek nie weer al daai Griekse woorde gebruik om meld, wat ons nou al gehoor het nie, maar dis 'n toekomstige ding. Dis 'n nou en vorentoe. Dis nie 'n wat het die Here met my gedoen, en wat het die Here al deur my bereik, en wat het ek al maar nou. Die Here het nog steeds 'n plan met my lewe. Die Here wil my nog steeds gebruik vir 'n taak. Vorentoe, wat gaan die Here met my bereik? En die skokkende gedagte vir my altyd is, wie weet die Here kan dit sonder ons doen. Die Here het ons beslis nie nodig nie, dit weet ons. Die Here kon selfs die engele gebruik van die hemel om die evangelie te verkondig. Die Here kon elke dag visioene gebruik om dit aan mense te openbaar. Maar nou kom God in sy alwetendheid en hy wil
sy kinders gebruik. Die Here wil aan ons lewens betekenis gee, om iets vir hom te doen, om iets vir sy koninkryk te beteken. En ons doen dit hier in die gemeente. Gemeente waar ons tuis voel, 'n gemeente waar die Here ons wil hê, 'n plek waar die Here ons deel van die liggaam van Christus gemaak het, waar ons lede van die liggaam en lede van mekaar is. En hy gebruik ons om sy liggaam op te bou. Ek haal weer die vers aan, Efesiërs 4 vers 16. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. Die Here gebruik ons. En waar ons buite beweeg, waar mense in my lewe sien, ons weet natuurlik, ons leef ons geloof op 'n baie praktiese manier uit. Mense sien wat ek doen en hoe ek leef en hoe ek optree. En ons dink dit nie altyd nie, maar mense sien dit. En waar ek met mense praat, waar ek mense hoor, hoe ek oor die Here Jesus praat en hoe ek my lewe aan hom toewy. En dan uiteindelik, Matteus 5, waar ons die sout van die aarde en die lig van die wêreld is, ons tema van die jaar. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Dit sê vers 16. Om uiteindelik iets vir die evangelie, iets vir die Here te beteken. En daardeur die Here te verheerlik. En daarmee sluit ek vanaand af. As ons kyk na die geslagsregister van die Here Jesus, dan sien 'n mens baie goed raak. Maar een ding wat uitstaan wat ons vanaand oor gepraat het, is die Here gebruik gewone mense. Die Here herstel. Ons kyk na van daai name wat ons genoem het, soos Rahab en Batseba, die Here herstel. En die Here stel in staat om 'n skoon instrument vir hom te wees. En uiteindelik gebruik die Here ons tot eer, tot uitbreiding van sy koninkryk. Hy gebruik ons vir die evangelie. Kan die Here ons gebruik? Beslis. Die Here kan en wil ons gebruik. Maar wat vra die Here van ons? En dit was ons laaste punt vanoggend gewees. Bereidwilligheid. Dink weer aan daai woorde wat die Here vir Jesaja gesê het, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? En hy wat geantwoord het, hier is ek, Here. Hier is ek. Stuur my. So dis wat die Here vanaand van ons vra. As ons kyk na die geslagsregister van die Here Jesus, dis maklik om verskonings te maak, dis maklik om dinge uit te dink, dis maklik om te sê daar's redes hoekom die Here my nie kan gebruik nie, maar deur daai 5 vrouens se lewens kan ons sien die Here kan en hy wil my gebruik. Al wat ek moet sê is daai woorde van Jesaja. Hier is ek. Dis al. Hier is ek. Bereidwillig om te doen wat die Here vra. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons maak U naam weer vanaand groot. Here, as ons in die woord lees van Genesis tot Openbaring, Here, die woord basyn die Here Jesus Christus se naam uit. Here, en so ook waar ons die geslagsregister vanaand gelees het en daaroor gepraat het, Here, dit gaan oor U. En nou kom U, Here, U het ons aan daai genade gegee om ons U kinders te maak. U het ons skoon instrumente gemaak, U het ons herstel, U vergewe ons sonde, U stel ons in staat, Here, om vir U iets te beteken. En Here, baie keer het ons bedenkinge. Ons dink maar, hoe kan die Here my gebruik? Ek is maar net 'n gewone mens, ek maak foute, ek het dinge wat ek in my lewe moet reg kry, en ons het soveel dinge, Here, maar op die einde van die dag wil en kan U ons gebruik. En Here, ons is bereidwillig. Ek seker elkeen vanaand hier, in ons harte, kan daai woorde vir U sê, hier is ek, gebruik my, wys vir my wat U van my verwag. En ons sê dankie, Here, dat U aan ons lewe betekenis gee, van oud tot jonk, dat U iets deur ons wil beteken. Ons loof en ons prys U en ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons is ons verlosser en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Gees wees en bly met U elkeen. Amen.